Ek gesels met professor Jannie Rousseau en ons gesels natuurlik oor die begroting. Ons begin heel eers. Jannie, heel eers, weer 'n keer baie welkom. Dis lekker om jou hier te hê. Dawie, baie lekker om hier te wees. Ek het net 'n soort van gesê, die enkele belangrikste syfer is waarskynlik die staat se skuldvlakke. En die skuld wat besig is heeltemal hand uit te ruk. Ons is op pad na wat jy noem 'n fiskale afgrond. Is dit miskien die regte plek om te begin as mens die begroting bespreek? Ja, ons kan by einde begin, dis die fiskale afgrond, of ons kan by die begin, die regering gaan BTW verhoog. Ja. Ek het vir die nasionale tesourie gevra wat hulle beraming is van die koste vir die ekonomie om die administrasie om BTW te verhoog te doen. Hulle het geen beraming daarvoor nie. My huidige beraming is R1 miljard ekstra koste vir sakeondernemings in Suid-Afrika. Ek sal baie graag die tesourie wil hoor oor 'n beraming, maar op die stadium is my syfer R1 miljard. So, dit is die koste om nuwe BTW in te stel. Maar daar's natuurlik 'n prys aan verbonde. Dis nie net 'n geval van die geld wat hulle uitvat nie, dis ook die administratiewe proses om dit te doen. Dit kos geld. Ja, maar kom ons kyk na die staat se inkomste. Ek het 'n grafiekie wat vir jou wys waar die staat oral sy inkomste vandaan kry. Daar's die verskillende inkomstebronne van die staat. Die enkele belangrikste inkomstebron is persoonlike inkomstebelasting, dis wat die staat kry. Dis sy belangrikste bron van inkomste, gevolg deur BTW, en gevolg deur maatskappybelasting en dan staan die kleintjies, die rotte en die muise. Dis nou die kleiner goeder, aksiesbelastings en brandstofheffing en dis meer. Nou ons weet van die aanpassings wat gedoen is. Ons spesifiek gaan 'n bietjie later gesels oor die aanpassings oor die spesifieke belastings. Daardie belastingmengsel wat ons daarso het van die verskillende belastings, is dit die regte en die korrekte belastingmengsel? Nee, Dawie, dit is nie. Daar is te min mense en te min maatskappye in elkeen van daai groepe wat tot by belasting bydra. Ons het in Suid-Afrika 7.8 miljoen mense, individue wat belasting betaal uit 'n bevolking van 63 miljoen. Dis heeltemal te min. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk na die persoonlike inkomstebelasting. Dis daai een grafiekie. Ons het 'n grafiekie ook spesifiek daarmee saamgebring wat ek voorberei het. Daar's hy. Hier kan mens nou sien hoeveel belastings word betaal, hoeveel belastingbetalers daar is. Mens kan sien 225.000 byvoorbeeld belastingbetalers. Kyk, hy geweldige groot komponent van die belasting wat hulle betaal. Dit beteken 'n baie min individue betaal 'n vreeslike klomp belastings. Ja, individue wat meer as R750.000 'n jaar belasbare inkomste in Suid-Afrika verdien, dra meer as 50% van die persoonlike inkomstebelasting by en meer as 20% van die regering se totale inkomste. Elkeen van daai individue behoort 'n persoonlike bedankingsbrief van meneer Kieswetter te kry vir hulle bydrae tot Suid-Afrika se belastinginkomste. Dit is nie net dit nie, ons het 'n soortgelyke grafiek oor maatskappye gebring. Kyk nou, jy lyk dit met die maatskappye. In die geval van maatskappye is daar so wat 1000 maatskappye wat 70% van die totale maatskappybelasting betaal. Ja, soos jy 'n vinnige som maak, is dit meer as 200 miljard van daai 300 miljard wat ons gesien het. So hierdie ekonomie rus in 'n groot mate op 1000 maatskappye en 975.000 individue. En dit is nie 'n gesonde belastingtoestand om in te wees nie. En daar's die derde groot potensiële belastinginkomste is natuurlik BTW. So ons kan nie persoonlike inkomstebelasting verhoog nie. Ons kan nie maatskappye verhoog nie. En dis die rede hoekom hy BTW verhoog. Ja, maar soos ek sê, BTW verhoog sonder dat die nasionale tesourie die koste van die verhoging in terme van administrasie vir die ekonomie uitgewerk het en ek sou beter van die tesourie verwag het. Ek en jy gaan nou verder gesels. Ek dink 'n baie belangrike punt hierso is dat die belastinglas is so verskriklik nou in Suid-Afrika dat die ekonomie kan net eenvoudig nie meer hierdie geweldige staatadministrasie hanteer en bekostig nie. Ons kyk nou na ons vervoerborg Easy Shuttle en dan gesels ons verder. Wow, ek en Jannie gesels verder. My apologie, ek is so besig hier so ons praat so lekker. Jy het 'n punt gemaak, 'n belangrike punt nou net so tussen die breek, en dit is die impak van die verhoging in BTW op inflasie. Behalwe die koste op die ekonomie, het dit natuurlik 'n inflasionêre impak ook. Ja, Dawie, ek het ook vir tesourie gevra hoe groot gaan die onmiddellike inflasionêre impak op BTW op die ekonomie wees.
hulle weet nie. Nou jy moet onthou Dawie, ek is 100% teen inflasie. Ek het selfs hierdie boek geskryf wat ek vir jou gaan gee, Inflation is Ungood and Other Sexual Truths. Ek is 100% teen inflasie. En so spreek 'n regte persoon dat sy wat groot deel van sy loopbaan by die Suid-Afrikaanse Reservebank deurgebring het. Inderdaad, baie dankie Janie hiervoor. En kom ons kyk nou net, die een kant van die begroting is natuurlik die belastingontvangste wat ons nou bespreek het en die impak daarvan. Die ander kant is die uitgawes van waar die geld heen gaan. Kyk na hierdie grafiek. So die grootste uitgawe-item vir die minister van Finansies is natuurlik onderwys, die enkele grootste uitgawe-item. En net so terloops, as mens kyk na die kwaliteit van Suid-Afrika se onderwys, laat dit maar veel te wense oor. Maar die tweede grootste uitgawe-item daar is rente op staatsskuld. Hier's 'n groot probleem. Dit is die eerste keer dat rente die tweede grootste uitgawe-item is op die begroting. Ja, Dawie, in die tempo wat ons voortgaan, gaan rente op staatsskuld binnekort die grootste uitgawe-item op die begroting wees, want daar is nie 'n duidelike plan om staatsuitgawes te besuinig nie, so die lenings gaan eenvoudig bly toeneem, ten spyte van die feit dat daar nou weer beloftes is van 'n leningsneiging wat verander, maar ons weet uit vorige begrotings dat dit nie gebeur nie. Janie, ek dink die belangrikste punt en ek glo jy my saamstem hier, so is dat die probleem is die staat spandeer te veel geld. Nou as jy kyk na hierdie verskillende uitgawe-items, waar kan daar werklik waar besnoei word? Dawie, die eerste ding is om van 43 adjunkministers ontslae te raak. Ek kon nog nooit uitvind wat 'n adjunkminister doen nie, behalwe om belangrik te lyk, want hulle is nie belangrik. En rondry in swart karre. Want hulle is nie belangrik nie. Tweedens kan ons natuurlik die kabinet kleiner maak. Ons het heeltemal te 'n groot kabinet. En dan natuurlik moet ons uitgawe-item per uitgawe-item kyk. Ons kan die departement van klein sake ontwikkeling toemaak. Onmiddellik. Hulle het nog nie een sakeonderneming ontwikkel nie. Die staat kan 'n klomp van sy state-owned enterprises, staatsondernemings, eenvoudig toemaak of weggee. Poskantoor is 'n goeie voorbeeld. SAL is 'n SAL. Ek het 8 jaar terug bepleit dat hulle SAL moet weggee. Hulle het nie geluister nie. In die laaste 8 jaar het SAL 35 miljard rand se hulp van die belastingbetalers van Suid-Afrika gekry. Vermors. En dit vermors. So raak ontslae van sulke uitgawe-items, maar daar is nie 'n politieke wil om dit te doen nie, want die ANC is 'n sosialistiese organisasie. 'n Baie sensitiewe ding, en ek gaan nou weer 'n keer, soos hulle sê, uitmail kry, en dit is staatsamptenare se verhogings. Die staatsamptenare het 5,5% verhoging gekry, terwyl die oordragontvangers, hulle het maar net 5% gekry. So die werklike mense wat afhanklik is om 'n kos te koop, kry baie minder van 'n verhoging as die staatsamptenare wat oor die algemeen al reeds oorbetaal is en oor die algemeen onderwerk is. Dit is werklik waar 'n politieke tamaletjie. Hoe stem jy daai uitgawe-item? Ja, Dawie, die probleem in die staatsdiensrekening is dat afgesien van 'n algemene verhoging wat hoër as die inflasiekoers is, kry staatsamptenare ook elke jaar kerfaanpassings. En die kerfaanpassings is ongeveer 'n verdere 1%. So as jy hierdie goed begin bymekaar tel, is dit duidelik dat die regering 15 jaar terug 'n staatsdiens ontwerp het met die gedagte dat die ekonomie teen 5% per jaar vir 15 jaar gaan groei. Die ekonomie het met 1% per jaar gegroei en ons sit met ander woorde met 'n totaal te groot staatsdiens vir wat die belastingbetalers in Suid-Afrika kan dra. Ek wil eintlik nog gepraat met jou oor die verwagtinge van die minister van ekonomiese groei en dis meer, maar ons het nou glad nie meer tyd nie. Ja, wat ek wel bly is oor is dat ek hierdie boek by jou persent gekry het en ek moet jou saamstem, inflation is inderdaad ungood. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels met Isel Du Plessis en ons het die vorige keer gekyk na die begroting so 'n soort van 'n breër raamwerk. Ons het gekyk na belastings, maar breedweg staatse uitgawes. Nou wil ons 'n bietjie inzoom op die spesifieke veranderings in sekere belastings. Lekker om jou te gesels. Dankie Dawie, lekker om hier te wees. Die groot belasting, kom ek het so 'n grafiekie saamgebring. So kom ons kyk 'n bietjie wat daai grafiekie sê. Daar's 'n paar veranderings oor sekere belastings wat aangebring is. Dan kan mens sien daar's 'n paar belastings wat verander is. Soos byvoorbeeld, almal praat die hele tyd oor BTW, maar daar's 'n klompie ander goed ook verander. Soos byvoorbeeld die aksiesregte wat verander is. Ja. En dan ook belangrik is 'n paar goed wat nie verander het nie, ja, maar wat wel verander het op 'n of ander manier. En ek verwys onder andere na persoonlike inkomstebelasting. Maar die eerste een, kom ons praat oor BTW. Dis natuurlik op almal se lippe. BTW nou verhoog met
en dan volgende jaar moet 'n verdere 50 basispunte. Ja, Dawie, dis 'n interessante ding want soos jy sê, dis nou voorgestel in die begroting hierdie verhogings, maar daar's die teenstand teen dit. Ek meen die DA is uitgesproke, ander partye is ook uitgesproke dat hulle dit nie gaan ondersteun nie. Ekskuus, en dit laat belastingbetalers nou in 'n posisie van wat nou? Daar's nou nie ooreenstemming met dit nie en wat gebeur nou? So dis interessant, daar's 'n spesifieke bepaling in die belastingwet wat voorsiening maak daarvoor dat ongeag die feit dat daar nog nie ooreenstemming bereik is daaroor en dat hierdie verhoogde koers van die 1 Mei af in werking tree vir 'n periode van 12 maande. Ongeag dat dit nog nie deur die parlement goedgekeur is nie, maar wel onderhewig daaraan dat dit binne die volgende 12 maande goedgekeur moet word. So die punt is belastingbetalers moet hulle self voorberei daarop dat hierdie koers gaan opgaan. Ten spyte daarvan dat daar onsekerheid en nie so dis water onder die brug. Die BTW gaan verhoog word en dit is dit. Dit is dit. Sê my daar's 'n ding oor BTW. Mense praat van 'n sogenaamde Laffer-kurwe. Nou die Laffer-kurwe, laat ek net vinnig verduidelik, beteken dat as die belasting verhoog, dan kry jy meer inkomste. Belasting verhoog kry jy meer, maar op 'n sekere stadium as die belasting so hoog, dan kry jy minder inkomste. Is ons daar met BTW? Dit lyk vir my so. Daar's verskeie kenners wat op van daai opinie is. En nie net ten opsigte van BTW nie, maar ten opsigte van persoonlike inkomstebelasting sowel as maatskappyebelasting. En ek dink dit is ook wat getoon het 'n paar jaar terug toe die belastingkoers op is van 14 na 15%, is die belastinginvorderings was nie gewees wat hulle verwag het nie. So ek sal ook, dit sal interessant wees om te sien wat nou gebeur met hierdie koersverhoging, of die beraamde inkomste in die realiteit wel ingevorder word en of daai kurwe nou Hoe vergelyk Suid-Afrika se BTW-koers met sê nou maar ander lande? So as jy kyk na die lande wat die Organisasie van Ekonomiese Ontwikkeling en Samewerking, hulle gemiddelde koers is hier by 19%. So ons is dan nog 'n bietjie onder dit. Maar as jy kyk na die gemiddelde koers van Afrika lande, is dit hier by 15.8. So ons is in lyn met dit. So ek dink vanuit daai perspektief dink ek is ons redelik nog in die kol, maar mens moet natuurlik na BTW kyk in die konteks van ons groter belastingstelsel wat alreeds hoë persoonlike belasting het, dividendbelasting, boedelbelasting. Al goed. Ja. Die punt bly, die staat is net te groot, spandeer te veel geld. Dis eintlik die probleem. Ek gesels verder met Isel, nou almal praat natuurlik oor die BTW-verhoging, maar wat mense nie weet nie, die verhoging in persoonlike inkomstebelasting was baie meer gewees as die verhoging in BTW. Dit is wel so. Ja. En die rede daarvoor is omdat die belastingskale, die belastingdrempels en tabelle is nie aangepas nie. So met ander woorde, as jy nou 'n inflasionêre aanpassing kry van sê maar 5%, dan sit dit jou basies in 'n posisie wat jy nou meer belasting betaal as wat jou verhoging, so die verhoging kompenseer nie daarvoor. Ja. So en die regering gaan 'n beraamde 18.1 miljard rand op daai manier insamel. Deur net nie die koerse aan te pas nie, die kortings nie aan te pas nie, die belastingkrediete nie aan te pas nie. En soos jy sê, mense is nie eintlik bewus daarvan nie. En die ding is wat hierdie tipe van belasting op persoonlike inkomstebelasting is glad nie van toepassing op die heel top inkomsteverdieners nie, want hulle betaal al klaar die maksimale koers. Dis eintlik op die middelaar inkomste kategorie. Presies. En dit is ook daai kategorie van belastingbetalers wat swaar getref word deur die BTW-verhoging. Dit affekteer nie regtig maatskappye nie, want dis die eindverbruiker wat daai koste betaal. So dis 'n dubbele swaar. En 'n belasting wat wel verhoog is, as ek reg onthou 6,8%, dis die sogenaamde sondebelastings, die rykdombelastings, of liewerster die sondebelasting of die aksiesregte wat verhoog met 6,8%. Nou dit klink miskien na 'n goeie ding. Ek dink alle belastings is slegte goeders, maar dit klink miskien na 'n goeie ding om sonde te belas, maar oordoen ons dit nie bietjie nie? Dit kan wees Dawie dat 'n mens op 'n punt kom wat mense begin alternatiewe, nie tradisionele of noodwendig wettige maniere kry om daai produkte in die hande te kry nie, omdat hulle voel dit word te swaar belas. Ons het dit gesien in COVID toe dit net nie beskikbaar was nie, het mense ander planne begin maak. So dit mag 'n moontlike gevolg wees. Ja, ek het so 'n idee, kyk 'n groot gedeelte blykbaar, so iets amper die helfte van sigarette word in elk geval in die ondergrondse of sogenaamde swartmark verkoop. En as jy aanhou om alkohol teen dieselfde persentasie te belas soos wat ons nou doen, dan gaan jy dit eintlik net ondergronds dryf.
dit is absoluut 'n werk. Jy het 'n paar interessante syfers daarso in terme van hoeveel ons inkomste belasting kry en sekere uitgawes. Deel dit met ons? Ja, so daarvoor ons het vroeër gepraat oor staatsspandering en skuld wat regtig 'n bekommernis is. En as 'n mens kyk vanuit die belastinginvorderings, die belasting wat hulle uit persoonlike inkomstebelasting invorder van 811 miljard is minder as wat die staat spandeer aan staatssalarisse van 822 miljard. Kom ons herhaal dit net. Die totale persoonlike inkomstebelasting wat ons vervang, die staatsamptenare word meer betaal as die totale persoonlike inkomstebelasting. Presies dit. En daai persoonlike inkomstebelasting is al klaar bykans 40% van die totale belasting wat ingevorder word. So dit sit dinge bietjie in perspektief. Dis kommerwekkend. En dan die ander ding wat kommerwekkend is dat die belasting wat ingevorder word van maatskappye van 331 miljard minder is as wat spandeer word op rente van 424 miljard. Die totale rentekomponent is meer as die totale ontvangste wat ons kry met maatskappybelasting. Presies net so. Ja, ons het 'n ding bereik hierso waar ons nie meer hierdie ekonomie verder kan belas nie en die enigste alternatief nou, ons moet minder uitgawes op die een of ander manier bewerkstellig, anders is ons op pad na groot moeilikheid. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het en die nie so goeie nuus met ons gedeel het nie. Jammer daaroor, maar lekker om hier te weet Dawie. Maar ja, dit is my gunsteling program gewees natuurlik om oor die begroting te gesels en al die belastings en staatsuitgawes en dies meer. Dit was baie opwindend na afgelope klompie weke vir my gewees. Ons moet maar kyk hoe die dingetjie gaan uitspeel. Maar die enigste manier hoe jy politici kan kry om minder geld uit te gee, is om vir hulle minder geld te gee om uit te gee. En my eerste begrotingsgas is François Rousseau. François, baie lekker met jou te gesels. Kom ons gaan oor landbou, die begroting en die impak daarvan op landbou. Kom heel eers, jy soort van jou algemene indrukke van die begroting en wat dink jy die potensiële impak op die ekonomie gaan hê en gevolglik ook op landbou? Ja, Dawie, ek dink as 'n mens kyk, laas jaar het as gevolg van landbou se prestasie het die BBP se bietjie ingekrimp. So ons weet dat alhoewel landbou 'n klein bydrae lewer, maak dit 'n verskil. Ons is dankbaar oor die feit dat daar nie nog heffings is op diesel en natuurlik die suikerbelasting nie. Wyn is natuurlik 'n probleem. Ek dink die pleintjie het nog nie geval dat wyn eintlik 'n landbouproduk is met bietjie alkohol in en nie 'n alkoholproduk met bietjie landbou nie. En ek dink nie daai boere kan nog verdere heffings vat nie en veral met die uitvoermarkte is dit moeilik, maar ons is baie dankbaar vir die besteding aan infrastruktuur. Ons paaie kort dringend werk, die hawes, want as ons nie infrastruktuur het nie, kan ons nie ons produkte by die mark kry nie en kan ons nie ons produkte uitvoer na nuwe markte toe nie. Oor die algemeen natuurlik veiligheid bly vir ons 'n baie groot prioriteit en die toepassing daarvan. Ek dink oor die algemeen gaan dit nie net vir ons oor die bedrag wat toegeken is nie, maar hoe dit gemonitor word en hoe maak ons seker dat daar nie mors is nie. 'n ander ding wat ons ook bietjie oor seker is hierdie jaar is daar 2 departemente. Daar's die departement van landbou en dan die departement van grondhervorming. Vorige jare was dit 1 departement. Nou is daar hierdie 1 begroting toegeken aan beide. Nou die 2 het mekaar nodig. Die departemente tans werk nie optimaal nie en hoe gaan dit dan werk as hulle nou nog moet saamwerk ook? So hierdie is die tipe goed waarna ons maar gekyk het en wat ons Ja, ek wil net 'n opmerking maak oor die sogenaamde infrastrukturele besteding. Die minister het 'n biljoen rand of dan 'n triljoen rand aangekondig daarvoor, maar dis oor 3 jaar en as mens werklik kyk na die werklike toename is dit eintlik 'n relatief klein bedrag. So dis belangrik, maar dis die werklike implementering daarvan wat uiteindelik deurslaggewend gewees. En ons weet, die implementering daarvan laat maar veel te wense oor in baie gevalle. Maar spesifiek nou oor BTW. Daar's nou 'n klompie items wat nou vrygestel is van BTW. Dit is tipies kosprodukte wat natuurlik verband hou met landbou. Net so vinnig, wat is van die produkte wat vrygestel is van BTW en dink jy dit gaan werklik waar by die armer mense uitkom, die voordeel daarvan? Ja, Dawie, die goed wat bygevoeg is melkmengsels, dan afval van rooi vleisprodukte, jy weet hoender, skaap, bees en dan geblikte groentes. Ons sien nie regtig dat dit 'n reuse verskil gaan maak nie. Ek dink, jy weet, as boere is ons baie bevoorreg in die sin dat die armstes van die armstes altyd hulle geld eerste sal spandeer op die produkte wat boere produseer. Ja. Maar as ons regtig wil voedselsekerheid verbeter, dan sal ons aan hierdie mense die kos verkoop vir die prys wat boere daarvoor kry. Jy weet, daai waarde wat toegevoeg word is 'n Ek moet vir jou die ene, my tyd is besig om klaar te raak. Hierdie 11 miljard rand wat addisioneel toegeken word om grondhervorming te versnel. Is daar
daar 'n politieke motivering daar agter? Ons sien nie hoe 11 miljard rand 'n duik gaan maak in die 3.8 miljoen hektaar wat nog moet oorgedra word om by 30% te kom teen 2030 nie. Dit is 'n tree in die regte rigting, maar die pryse verskil so drasties dat ons dink nie 11 miljard 'n druppel in die emmer is wat dit betref nie. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Lekker met jou te gesels. Jammer dat ons tyd so kort is. Ek net 'n vinnige opmerking, die BTW voordele, die